Vervolgens vers 9 tot 11 van 1 Korintiërs 6, wie ons was en wie ons nou is. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders of afgodedienaars, of egbrekers, of manlike prostituie, of mans wat met mans intiem verkeer, of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers, sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Hier is daai frase weer, wat ons reeds teëgekom het in die hoofstuk, en wat ons nog 'n paar keer gaan hoor. Weet julle nie. Daar's iets van 'n intentionele ironie in hierdie frase, want die gemeente in Korinthe het gereken, hulle weet wel. Hulle weet baie. Hulle weet amper alles. Hulle is geestelik volwasse. Hulle verstaan so baie dinge. Hulle het sulke diep insig. Maar Paulus impliseer hier dat hulle nie weet nie, of as hulle weet, het hulle vergeet. Of moontlik as hulle geweet het, is hulle net nou ongehoorsaam. Hulle slaan nie ag op die dinge wat elke Christen veronderstel is om te weet nie. Die dinge waaroor Paulus hier skryf en ook nog gaan skryf, is dinge wat vir Christene algemene kennis behoort te wees. Dinge soos byvoorbeeld die feit dat die onregverdiges nie die koninkryk van God sal beerf nie. Daar's baie kort en kragtige stelling hier. Die onregverdiges sal nie die koninkryk beerf nie. Hier word nie allerhande klousules bygevoeg nie, nie allerhande ander dingetjies rondom gepak nie. Dit word baie reguit en baie duidelik gesê, dinge wat Christene veronderstel is om te weet, wat vir ons algemene kennis moet wees, en dit is dat die onregverdige eenvoudig nie deel het aan die ryk van God nie, maar iemand wat 'n kenmerkend sondige lewe lei, soos die sondes wat die apostel hier noem, so iemand het eerder deel aan die ryk van Satan en is kenmerkend ongelowig. Dit is dinge wat ons as Christene moet weet. Daar's 'n wesenlike gevaar, ongelukkig, dat ons onsself egter kan mislei. Selfmisleiding is 'n wesenlike probleem waarvan ons moet kennis dra. En die apostel Paulus praat in verskeie briewe van hom oor hierdie selfmisleiding. Wat is die selfmisleiding? Die selfmisleiding is dat jy sê jy's 'n Christen, maar jy lei nie 'n Christelike lewe nie. So jy dink jy gaan hemel toe, maar daar's geen transformasie in jou lewe om te bevestig, om te sê dat jy werklik 'n kind van God is nie. Dis nie 'n ware geloof nie. En hiervoor moet ons gerus weer die brief van Jakobus gaan lees. Jakobus praat van 'n ware geloof wat altyd gepaard gaan en uitloop op goeie werke. 'n Leefstyl, 'n getransformeerde lewe. Dit gaan altyd gepaard met 'n lewende geloof. Goeie werke, goeie dade is die asem van 'n ware geloof. 'n Ware geloof wat uitloop in vrug. Maar Paulus sê, hier is die selfmisleiding. Dat sommige van julle sê julle is Christene, maar julle geloof is dood. Julle het belydenis afgelê, julle is gedoop, julle deel in die sakramente, julle is deel van die gemeentelewe, ensovoorts, ensovoorts, maar terselfdertyd is daar geen transformasie in julle leefstyl en gewoontes en gebruike nie. Inteendeel, jy leef in 'n aktiewe rebellie teen God in jou sondes en daar's geen bekering nie. Dis selfmisleiding. Jy dink jy gaan hemel toe want jy sê jy's 'n Christen, maar jou lewe sê jy is nie 'n Christen nie. So moenie jouself mislei nie, en daai waarskuwing geld vir my en jou ook. Ons kan onsself baie maklik mislei. Ek mislei myself deur te dink dat ek 'n Christen is, dat ek gered is, dat ek 'n kind van God is, 'n ware gelowige is, hemel toe sal gaan. Dit terwyl ek in 'n lewe van aktiewe rebellie teen God leef. Dis selfmisleiding. Onthou weer, hier's 'n ding wat ons moet weet, saam met alle ander Christene, dit moet vir ons algemene kennis wees, dat 'n ware geloof lei tot die verwerping van die onheilige dade en die immorele dade, wat God in sy wet en woord verbied. 'n Ware geloof of 'n ware gelowige beteken nie jy sondeloos nie, beteken nie jy gaan nie stryd teen sonde nie. Maar 'n ware geloof word juis hieraan gekenmerk dat jy wil wegkom van die sonde, dat jy dit nie omhels nie, maar verwerp, dat jy dit haat, dat jy soek om God te eer en nie jouself nie. Kom ons gaan gou 'n bietjie meer in diepte in, veral op die eerste 4 sondes
wat die apostel hier lys. Die eerste 4 wat hy hier noem is 'n wesenlike kenmerk en probleem van die kultuur daar in Korinthe. Dit was veral deel van die afgodediens en dan veral die afgodskultus en kultuur rondom die godin Afrodite. In Engels ken ons haar as Aphrodite. Hierdie seksuele losbandigheid en onsedelikheid was alles deel van die losbandige onderwêreld wat gepaard gegaan het met die aanbidding van Afrodite. En dit is iets wat eie was aan die lewe van die mense in Korinthe. Daarom was dit ook 'n groot probleem in die gemeente van Korinthe. Hoerery, afgodsdiens, egbreek, tempelprostitusie, dis waaroor dit eintlik hier gaan. Dis alles deel van die aanbidding van die afgode. Nou, hier is iets baie belangrik wat ons moet verstaan wanneer ons kyk na hierdie sondes wat die apostel Paulus hier uitlig. Paulus sê nie dat iemand wat hom op 'n stadium aan hierdie sonde skuldig gemaak het, nooit die koninkryk van God sal beerf nie. Inteendeel, hy sê net in die volgende vers 11, so was sommige van julle. Met ander woorde, sommige van die lidmate daar in die gemeente was op 'n stadium skuldig aan hierdie sondes. Dis hoe hulle lewe gelyk het. Hulle was hoereerders, hulle was afgodsdienaars. Sommige van hulle was tempelprostituie of was betrokke by tempelprostitusie. Was betrokke by homoseksualisme. Dis alles kenmerkend gewees van hulle lewe. So Paulus sê nie dat iemand wat op 'n stadium skuldig was hieraan nooit die koninkryk van God sal beerf nie. Maar wat sê hy dan? Hy sê dat niemand wat sy lewe gekenmerk word aan hierdie sondes deel het aan God se koninkryk nie. Met ander woorde, niemand wat in konstante rebellie teen God in sy sonde bly, is 'n onderdaan in God se ryk nie. So iemand sal nie die koninkryk van God as 'n erfdeel ontvang nie. Hierdie erfdeel, die koninkryk van God, kom alleen die kinders van God toe. En iemand wat in 'n lewe van rebellie teen God leef, is tog uiteraard nie 'n kind van God nie. So dit gaan hier daaroor dat iemand in 'n aktiewe sondige leefstyl leef sonder enige berou of bekering. Hy omhels die sondes. Hy verwelkom dit, hy bevorder dit, hy vier dit. So 'n persoon sal nie die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. Maar hoor nou in vers 11, daai wonderlike kontras van die evangelie. Dieselfde kontras wat ons ook vind in Efesiërs. Dit herinner my hier die woord maar aan die woorde in Efesiërs ook. Dieselfde kontras, dieselfde gedagte in Efesiërs hoor ons ook. Maar God. Hier is die kontras. In hierdie gedeelte en ook in Efesiërs is daar word vertel van wat ons was, dood in ons sonde, in aktiewe rebellie teen God. Maar nou is ons iets anders. Dis 'n kontras tussen wat ek was en wat ek nou is. En die twee is geheel en al verskillend. Dis twee lewens, twee mense. So was sommige van julle ook, in ander woorde, julle was betrokke in hierdie leefstyl, julle was afgodsdienaars, julle was dronkaards, julle was geldgieriges, dit was alles kenmerkend van wie julle was, julle leefstyl, maar God het iets kom verander. In die naam van die Here Jesus Christus het daar iets in julle lewens plaasgevind. Daar het 'n ommekeer gebeur, julle is weergebore. En dan gebruik die apostel Paulus 3 woorde om dieselfde realiteit te beskryf. Julle het julle laat was, julle is geheilig, julle is vrygespreek. En al drie hierdie woorde verwys na een en dieselfde realiteit, en dit is wat ons kan noem die wedergeboorte. Die dag toe hulle in Christus geglo het, die dag toe hulle tot bekering gekom het, daai dag, daai oomblik, toe is hulle, teenwoordige tyd, nie meer wat hulle was nie. Hulle is nou 'n nuut gemaakte, nuwe skepsel, meesterstuk van Christus, meesterwerk van die Here Jesus Christus. En hierdie woordjie was, dui dan veral vir ons op die sakrament van die doop. So die doop bekragtig en verseël aan ons dat ons nie meer is wat ons was nie, maar ons is nou in Christus geheel en al iets nuut. Ons kry nou deel aan die huisgesin van God. Ons is deel van die familie van God, die huisgesin van Christus. Ons is afgewas, ons is geheilig, ons is vrygespreek. As jy in Christus glo, dan is hierdie wonderlike kontras ook waar vir jou. Maak nie saak wie jy was en wat jy gedoen het en hoe jou verlede lyk nie. In Christus en deur die Gees van God
is jy nou iets anders. Jou status in Christus lyk anders. Jy is 'n nuut gemaakte wese. Jy gaan nog steeds sukkel om 'n heilige lewe te lei. Ek en jy gaan miskien nog steeds moet stry teen spesifieke sondes wat deel was van ons vorige lewe. Die feit dat jy tot bekering gekom het in Christus beteken nie dat daai dinge sommer net verdwyn nie. Beteken ook nie dat die gevolge van jou sonde sommer net in die niet verdwyn nie. Daar's 'n stryd wat nou in jou ontketen word. Dis kenmerkend van die nuwe lewe as 'n Christen. Maar die feit bly staan, selfs in en juis as gevolg van my stryd in die sonde weet ek is geheel en al iets nuut. Ek is afgewas, vrygespreek, geheilig en ek dink veral aan my doop. My doop as bekragtiging, as 'n seël van die feit dat ek my ou lewe afgesterf het, dat Jesus Christus beloof om my skoon te was en dat ek nou opgestaan het in 'n nuwe lewe met hom. Kyk hoe sluit Paulus hierdie verse af. Hy sê in die naam van die Here Jesus Christus is ek afgewas, geheilig, vrygespreek en deur die Gees van ons God. Moenie daai woordjie daar mis nie. Dit is besonder want as hy sê ons God, dan sluit hy homself by hierdie lidmate in en hy sluit die lidmate in by die breër kerk. Hy assosieer met hulle en hulle assosieer met hom. In ander woorde, Paulus sê selfs julle wat voorheen prostituie was, julle wat deel was van 'n lewe van dronkenskap en geldgierigheid ensovoorts. Julle en ek is nou deel van die nuwe ons. Ons is nou deel van die huis van God. Ons is familie in Christus. En dit geld vir my en jou ook. Wat jou verlede voor Christus ook al was. Ons is iets niets. Ons is broers en susters in Christus. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die groot kontras, vernuwing, verandering wat U in ons lewe bring. Dankie dat ons wat U kinders is nie meer is wat ons was nie. Help ons om dit nooit te vergeet nie, maar dat ons dit sal weet. Dat ons sal onthou. Help ons om nou ook te lewe soos mense wat afgewas, vrygespreek en geheilig is. Amen.